Afrikaner, jou vyand was nog nooit so swak soos nou nie. Inteendeel, as ons die Afrikaner se ou groot vyand, Brittanje, vergelyk met die vandagse ANC, is die ANC nie eers 'n muur teen die olifant wat Brittanje was nie. Die ANC is 'n klomp patete teenoor die mag van die Britse Ryk. Tog het ons opgestaan teen die Britse. Terselfdertyd was jy self nog nooit so moedeloos, so lam geslaan en so onseker soos nou teen hierdie swakker vyand nie. Dis die groot ironie van ons tyd. Ons grootste geleentheid lê juis voor ons en tog lyk dit asof ons dit nie kan raak sien nie. In hierdie video gaan ons kyk na hoekom die Afrikaner vandag in 'n historiese en unieke posisie staan. Ons vyand se mag is nie net swak nie, dis nie net 'n klomp patete nie, maar hy brokkel daagliks voor die wêreld af, terwyl ons volk se eie krag skynbaar saam opdroog. Ons gaan deur die lens van ons geskiedenis kyk hoe ons vyande keer op keer voor ons uit verdryf is, selfs wanneer die stryd onoorkomlik gelyk het. En nou, vandag, buig ons teen 'n klomp patete in die ANC. En ons gaan die kernvraag vra, wat beteken dit nou vir ons vandag, hier en nou, terwyl ons volk voor 'n beslissende kruispunt staan? Die waarheid is dat die Afrikaner nog nooit so 'n swak vyand gehad het soos vandag nie. Waar ons voorheen die magstigste ryke ter wêreld, die Britse Ryk, moes trotseer, sit ons vandag met 'n regering wie se eie onvermoë en korrupsie daagliks meer en meer ontbloot word en wat van binne af uitmekaar uitval. Die mense wat vandag oor ons heers is geen krygers soos die Zulu-impies van ouds nie, maar lafhartige kommunistiese ideoloë en politici wat agter geslote deure die mag probeer in stand hou met tiranniese wetgewing wat nie die papier waarop dit geskryf is werd is nie. Ramaphosa se onlangse vernedering in die Withuis en die ANC se groeiende isolasie in die wêreldgemeenskap is bewyse daarvan dat ons vyand nou meer verswak is as ooit. Maar ironies genoeg is dit juis nou ten spyte van ons swaar gewonde vyand dat die Afrikaner die minste weerstand nog ooit bied. Ons is verlam omdat ons vergeet het waar ons krag vandaan kom. Uit die geskiedenis moet ons volk weer leer waarin die krag van oorwinning lê. Daardie krag wat ons nou so duidelik ontbreek. Waar lê dit werklik? Ons volk was so dikwels in die verlede voor 'n stryd wat onmoontlik gelyk het om te oorkom. Vanaf ons volksplanting in 1652 was die stryd deel van die alledaagse lewe van die eerste proto-Afrikaners in die Kaap. Inteendeel, die stryd teen siekte en wanhoop het lank reeds selfs voor die aankoms aan die Kaap begin. Op 25 Mei 1652, net 'n bietjie meer as 'n maand na die aankoms, skryf Jan van Riebeeck in sy dagboek dat die Nederlandse skip Hof van Zeeland by die Kaap aan die wal geland het. Op hierdie enkele skip was daar gedurende die reis van Nederland na die Kaap 39 sterfgevalle, 37 sterftes as gevolg van siekte en 2 matrose wat uit wanhoop selfmoord gepleeg het deur oorboord te spring en te verdrink in die see. Met die aankoms aan die Kaap was daar natuurlik ook geen gevestigde infrastruktuur nie, wat beteken het dat hulle alles van voor af moes opbou. En toe ons uiteindelik die Kaap getem het, het die Britse imperialiste gekom en dit vir ons voorouers so onmoontlik gemaak, dat ons uiteindelik ons voorouers, hul plase in die Oos-Kaap, sowel as ons eerste vrye boererepublieke, die republieke van Swellendam en Graafrenet, noodgedwonge moes laat vaar, om die onbekende binneland in te vaar. Die groot trek was ook nie soos om op 'n vliegtuig te klim en Amerika toe te gaan nie, dit was 'n trek die onbekende in. Die voortrekkers het letterlik nie geweet wat hulle in die binneland in die gesig sou staan nie. In hierdie onbekende is weerlose gesinne uitgemoor en hele trekkerlaars uitgewis. Kan jy jou indink hoe ons voorouers moes voel toe hulle uiteindelik 'n bietjie hoop kon koester dat hulle in vrede met die Zulus verder kon leef, net om te hoor dat Piet Retief saam met 67 ander mans en 4 seuns, insluitend sy eie seun, deur Dingaan tydens 'n sogenaamde onderhandeling en partytjie vermoor is. Enkele weke daarna het Dingaan nog 'n aanval geloods en nog meer as 200 van ons mense by Wenen in wat bekend sou word as die Bloukraansmoorde vermoor. Potgieter en Uys het toe daarna 'n strafekspedisie georganiseer teen die Zulus, maar hierdie het gruwelik misluk toe hulle by Etaleni in 'n hinderlaag gelok is.
en 10 boere, ook Piet Uys en sy eie seun Dirkie, vermoor is. Kan jy jou indink hoe mismoedig die mense moes gevoel het voor Andries Pretorius in November 1838 in Natal aangekom het? Die voortrekkers was leierloos na die slagtings van Uys en Retief. Boonop is Gerard Maritz toe nog aan die siekte ook oorlede. Met die Tweede Vryheidsoorlog sou ons die magtigste land en die magtigste ryk ter wêreld aanvat en vir 3 jaar uithou in 'n oorlog wat die Britte gemeen het slegs 'n paar weke sou duur. Inteendeel, die enigste rede waarom ons hoegenaamd die oorlog verloor het, was as gevolg van die gruwelike konsentrasiekampe waarin ons vrouens en kinders wreedaardig vermoor is. En wie sou kon dink dat ons, nadat ons as verlorers uit die Tweede Vryheidsoorlog uitgetree het en nadat ons totaal en al polities vernietig is en ekonomies verarm is, dat ons 6 dekades later weer sou vrykom van die Britse heerskappy. In al hierdie voorbeelde was ons as Boere-Afrikaners gekonfronteer met vyande wat keer op keer vanuit 'n baie sterk magsposisie ons aangeval het en dikwels oorheers het, maar nooit daarom nie vir te lank nie. Daarom moet ons ook onomwonde, soos die Israel van ouds bely, dat dit alleen deur die hand van die Here is wat ons volk hier in hierdie land oorleef en behoue en bewaar gebly het. Keer op keer het die Here elke keer uitkoms vir ons in sy tyd gegee, al moes ons dikwels baie lank daarvoor wag. Dit is hy wat ons vyande voor ons uitverdryf het. In Eksodus 23 vers 27 staan daar juis die belofte aan Israel soos volg geskryf. Ek sal my skrik voor jou uitstuur en al die volke by wie jy kom in verwarring bring en ek sal jou vyande laat agteruitwyk voor jou. Dit was tog die geval gewees vir ons Boere-Afrikaners in elke moontlike onderdrukking in ons geskiedenis. Op die ou einde het ons altyd na bo uitgekom. Dit is inderdaad wat die Here soveel keer in die geskiedenis vir ons gedoen het en uit wat ons hierdie jaar sien afspeel op die plaaslike en internasionale terrein, blyk dit asof die geskiedenis tans besig is om homself weer te herhaal. Ons moet net onthou dat iets soos die vernedering wat Ramaphosa voor die oë van die hele wêreld in die Withuis vroeër vanjaar moes trotseer, iets is wat selfs 'n jaar gelede volkome ondenkbaar was. Wie van julle sou kon raai dat dit sou gebeur? Die ANC wat selfs as ondergrondse organisasie tydens die jare van apartheid altyd kon staatmaak op internasionale steun en finansiering, is nou vir die eerste keer polities geïsoleer en dit lyk asof die situasie vir hulle nou byna daagliks van kwaad na erger gaan. Tog, ten spyte daarvan dat ons nou 'n swakker vyand het as wat ons nog ooit tevore gehad het, blyk dit of ons nie in staat is om voldoende daarop te kapitaliseer en ons vryheidsstryd na die volgende vlak te neem nie. En die rede hiervoor is eenvoudig. Die Afrikaner is verlam. Ons vermoë om onsself te verset en weerstand te bied teen tirannie is waarskynlik nou nog swakker as ooit tevore. En die rede daarvoor is dat ons nie as volk ons krag put uit die bron van alle krag self nie. By die Here is daar redding, nie net van die sonde nie, maar ook van aardse vyande. Dit is hy wat volke en heersers oprig en weer laat val, en alleen wanneer ons volkslewe weer inrig dat dit tot sy eer sal strek, sal ons weer die nodige krag hê om hierdie weerstand te kan bied, die dag wanneer ons op ons knieë gaan. Die gevolge van hierdie werklikheid is dat ons vandag met 'n unieke geleentheid sit. Nog nooit sedert 1994 was die ANC so geïsoleer, verdeel en verswak nie. Maar 'n verswakte vyand beteken niks as die Afrikaners self verlam bly lê nie. Ons het 'n keuse, of ons bly in wanhoop en verdeeldheid vassteek, of ons gaan weer op ons knieë en rig ons tot die Here, die enigste bron van die ware krag en uitkoms. Ons geskiedenis bewys dat hy telkens op sy eie tyd uitkoms gegee het, as ons hom weer erken het en gedien het. Doen ons dit nie, bly ons maar net 'n volk wat onsself oorlaat aan magtelose klaarry, terwyl die geleenthede om ons vryheidsstryd met hernieude ywer voort te sit, voor ons oë verbygaan. Die Willem Petse groep is onomwonde verbonde tot hierdie volk se vryheidsstryd, en dit is ons doel om ons volk te inspireer om weer die vaandel van vryheid op te neem. Dit is hoekom ons lewens daaraan wy om die propagandastryd teen ons vyande te wen. In 'n onlangse video het ons juis beklemtoon hoe belangrik dit is om ons stryd op grond van die waarheid alleen aan te pak. U kan nou hierdie video kyk deur op hierdie skakel op die skerm te klik.
En ondersteun gerus ons werk deur die stappe te volg op die banner onderaan die skerm. Help ons om mense se harte te verander en die waarheid by die wêreld uit te kry. Dankie dat jy tot hier gekyk het. Totsiens en God seën elkeen van u.